Op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan saam sing, broer en suster, skrifberuiming 31 of die nuwe ene is 7:1, vers 1 en vers 2, dit is 'n beruiming van Openbaring 19, vers 11 tot 16. Toe sien ek teen die blauwe vaart, 'n ruiter op sy halwe paard, en het was hom stormagtig, want hy die ruiter voor sy stryd, en sy kroon is skitterende eer, van lang verwacht oorwinning, sy naam diep met sy wese een, deur grond geen mens net hy alleen, in heldere selfbesinne. Die kleed vol bloed vertel sy roem, die naam waarmee sy volk hom noem, is woord van God 'n skare, van ruiters volg hom op die voet, al nader soos 'n watervloed, soos bruising van die bare. Hemeleer skitterwit, al is dit wat in streng gelid, saam met hom uitgetrek het, en uit sy mond het uitgegaan, 'n swaard waarmee hy nasies slaan, wat trots sy toorn gewek het. Onveranderd gebruik ons hierdie geloofsbelijdenis wat 2000 jaar oud is. Hierdie geloofsbelijdenis word deur party mense presies op die punt van die wegraping verander. Dit was nooit deel van die belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister, broer en suster, na die wet van die Here en dit uit Eksodus hoofstuk 20. En toe het God al hierdie gebooie aangekondig
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing saam skrifberuiming 2:3 of die ou 32 vers 3 en 4. En ons noem dit 'n skrifberuiming omdat dit 'n beruiming is van 'n spesifieke deel van die Bybel. En dan kan jy daar sien, dis van Openbaring 11 vers 15 tot 19. Kom ons sing dit saam en daarna wil ek vra dat jy saam met my sal bid. Die volk het woedend opgestaan, die toorn het hulle neergeslaan. Hier is skemernys die oordeelsdag, en see van dood op vonnis wag. Verderpers van die aarde erf, 'n ewige toestand van verderf. Maar al Gods knegt ontvang 'n kroon, en uit genade arbeidsloon. Die tempel het toe opgegaan, waarin die heilgebondsark staan. Daar straal sy glorie onbesmet, daar leef die woorde van sy wet. Daar's bliksems wat geen weerstand stuit, en donderstemme gee geluid. Die aarde beef, daar alles lag, dit is die grote oordeelsdag. Ons Vader wat in die hemel is, dit is vir ons 'n groot voorreg om as gelowiges rondom die woord by mekaar te kom en om te luister na u stem, om uit die woord uit te leer wat die waarheid is. Ons bid, Here, dat ons met u hele woord sal werk, en nie net met 'n enkele vers of met 'n enkele woord nie, maar dat selfs wanneer ons na 'n enkele woord kyk in 'n vers, ons die hele Bybel in ag sal neem en alles wat u geleer het. Ons bid, Here, dat u ons sal lei in waarheid, dat u sal gee dat ons die waarheid sal bewaar,
dat ons nooit daaroor hoogmoedig sal word nie, maar dat daar ook by ons wel 'n lewende verwagting sal wees met die oog op die wederkoms van ons Here, dat ons ook nou ly onder spotters, as gevolg van mense wat allerhande voorspellings gemaak het. Ja, Here, gee dat ons daardie spot ook met die nodige geduld sal kan verdra, en dat ons dit ook sal kan beantwoord vanuit die woord uit. Ons bid, Here, dat U ons as U kinders dan nou genadig sal wees. Ons bid in die besonder vir hulle wat ernstige siekte in hulle huisgesin het. Ons dink aan hulle wat moet gaan vir operasies. Ons dink aan hulle wat besef dat hulle lewe op 'n bepaalde manier nou gaan verloop. Ons is dankbaar, Here, dat ons altyd kan hoor, en ons hoor dit ook weer vanoggend, dat U dra ons in tye soos hierdie. Ons kan U vertrou, U sal ons bewaar. U laat ons nooit alleen nie. U laat ons nooit alleen met dit wat stikkend is en gebroken is, met hartseer en met siekte in ons lewe nie. Maar U is die een wat by ons is, en ons sê vir U baie dankie daarvoor. Aanskou ons in U genade, as U ook dink aan ons sonde. Ons weet dat ons ver U ook gaan oordeel in terme, maar ons weet ook dat U ons vry ons gebed bid. Broer en suster, ons gaan saam lees uit die woord van die Here. Ek begin deur te lees uit 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 18. En ek gebruik hier die 2020 vertaling, ek sal na al die Afrikaanse vertalings verwys. Die woord waaroor dit gaan is in vers 17 die woord opgeneem. So die hele ding rondom wegraping is gebaseer op daardie woord, daardie enkele woord in 1 Tessalonisense 4 vers 17. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met trompetgeskal van God uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorbly, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So nou kan jy jouself afvra, as jy kyk na vers 15, gaan dit nie maar hier oor die wederkoms nie. Dan Openbaring 3 vers 10 tot 11. Omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek. So jy is nog daar, jy is nie weg nie. Die Here sê, ek gaan jou bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan aanbreek, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou, hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinningskraans wegneem nie. En dan die hele profetiese rede gaan oor die eindtye, dis die preek van die Here Jesus oor die eindtye. En as jy gewonder het, die Here Jesus gebruik nooit daai woord harpazo nie. Hy gebruik ook nie die Arameese ekwivalent nie, want hy het Aramees gepraat en nie Hebreëus nie. So hy gebruik nooit so 'n woord. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemele nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader alleen.
Want net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die seun van die mens wees, soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, om in die huwelik te tree en in die huwelik uit te gee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het en hulle niks vermoed het, totdat die vloed gekom het en almal meegesleer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, een sal saamgeneem en 'n ander agtergelaat word, 2 sal by die meelemaal, een sal saamgeneem en 'n ander agtergelaat word. Bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het, tydens watter nagwaak die dief kom, sou hy gewaak het en nie by sy huis laat inbreek het nie. Daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Nou ja, Dani Botha sit nou met 'n rooi gesig. En ek is baie hartseer daaroor, ek verlustig my nie daarin nie. Ek dink dit is baie sleg vir die Christendom in sy geheel, want ons hoor nou almal maar die spot met die wederkoms van die Here. Dit is die probleem wanneer jy begin dink dat jy datums ontvang buite die Bybel om. So ek is baie hartseer, ek is jammer ook vir Dani Botha oor die skynbare finansiële moeilikheid wat hy sê hy nou het. Ek weet nie wat het hy gedoen nie. Ek het ook gedink, ek moes eintlik dalk hierdie preek verlede week gepreek het, maar ek het nie gedink hierdie ding van die wegraping gaan so 'n groot ding wees nie, of so baie mense gaan vra daaroor hê nie. Op die ou ende het dit 'n baie groter ding geword as wat ek gedink het. En dan moet ek ook vir julle sê nou net die wederkoms het plaasgevind in hierdie week, maar die 26ste, dan uit die aard van die saak, hoe weet 'n mens wanneer die Here gaan kom? So ek gaan dit nie doen om te probeer om die wederkoms van die Here te voorspel nie. Maar jy moet wel besef dat Dani Botha is 'n valse leraar. En ek moet dit ongelukkig ook vir u sê. En dis nie omdat ek oordeel nie, dis omdat ek u waarsku. En op die ou einde van die dag moet jy gaan kyk wat staan in die Bybel en wat staan nie in die Bybel. En as iets nie in die Bybel staan nie, dan is dit nie daar nie. Dan kan jy dit nie daar gaan sit nie. En die oomblik as jy begin dink, jy begin boodskappe van buitekant die Bybel kry, is jy op 'n baie gevaarlike terrein. Die Heilige Gees lei 'n mens. Ek glo soveel soos enige ander mens in die werking van die Heilige Gees. Hier sou nie preke gewees het as ek nie daaroor gebid het nie en as die Heilige Gees my nie gelei het nie. So ek glo absoluut 100% in die werking van die Heilige Gees. Maar ek glo nie dat God vir mense allerhande boodskappe gee buite die Bybel om nie. Want dan beland jy daar waar Dani Botha nou is. Dis waar jy beland. En ons moet geen illusie daaroor hê nie. Goed, so wat is die wegraping? Baie eenvoudig gesê, het mense die idee dat daar 2 wederkomste is. Daar is 'n eerste geheime wederkoms, waar die ware kinders van die Here weggeneem word, sodat hulle die groot verdrukking wat 7 jaar lank is gespaar word. En dis 'n baie eenvoudige verduideliking, jy kry variasies op die tema. So dis 'n geheime gebeurtenis, daar's 2 wederkomste, en dit is om die groot verdrukking vry te spring. Nou, onmiddellik moet 'n mens vir jouself 'n klompie vrae begin afvra. Hoekom is daar mense, en daar is ook kerkgroepe in ons eie dorp wat die wegraping glo? Jy gaan byvoorbeeld by hulle kry dat hulle het 'n belydenende skrif wat jy sal dink is die apostoliese geloofsbelydenis. Alles lyk dieselfde, totdat dit hier begin kom by Jesus Christus. Dan raak dit wat ek noem fuzzy. Dit raak wollerig en vreemd. En jy vra jouself af, waar kom dit vandaan? Ek meen, daai is 'n dokument wat 2000 jaar oud is. En as jy hom wil verander, dan neem kerke op
die hoogste of op die breedste moontlike vlak besluite en sê, ons gaan wêreldwyd daaroor met mekaar praat, of kan ons hierdie enkele woord verander in hierdie apostoliese geloofsbelijdenis? Want feitelik, alle kerke het hierdie belijdenis. Maar nou kry jy mense wat hulle eie kerke begin en stig, en dit is so maklik, hulle verander net die apostoliese geloofsbelijdenis, want hulle dink hulle mag. Hulle dink hulle kan. Die probleem is, daardie dokument het so ontstaan. Christene het die mees basiese eenvoudige goed wat hulle geglo het, neergeskryf om 'n antwoord te gee vir mense wat nie glo nie. En dit is die weergawe wat ek vir jou vanoggend gelees het, en daar is geen sprake daarin van 'n wegraping nie. Nou, ek kan nou maar vir julle sê, en ek kan hulle so opnoem, dis in ons omgewing, en ek gaan dit nie doen nie, wat hulle die wegraping daarin gesit het. Nou kan ek vir u sê, jy moet nou mooi luister wat ek vir jou sê. Daar was geen apostoliese vader, dis nie die apostels nie, geen apostoliese vader, geen kerkvader, geen aanduiding van die wegraping tot 130 jaar, kom ons sê bietjie meer as 130 jaar gelede nie. In ander woorde, dit is 'n bliep in terme van die tyd van die Nuwe Testamentiese kerk. Dit is eintlik baie, baie min. So niemand het nog ooit 1 Tessalonisense 4 vers 17 voor dit so verstaan nie. En die oomblik as jy dink, jy begin die Bybel op 'n nuwe manier verstaan, kyk, dan moet daar vir jou flitsende rooi ligte opgaan. Want dan beteken dit, soveel miljoene gelowiges oor duisende jare het 'n spesifieke teks en 'n spesifieke woord op 'n spesifieke manier verstaan. En ewe skielik het jy 'n nuwe lig. Die kans dat jy verkeerd is baie groot. En daarom is daar geen belydenisskrif. Geen belydenisskrif. Nie een belydenisskrif nie. Nêrens in die wêreld waar jy die wegraping sal kry nie, tensy dit ingeskryf is. Dit is 130 jaar of 'n bietjie meer as 130 jaar oud. Jy gaan dit nie kry in die apostoliese geloofsbelijdenis, die geloofsbelijdenis van Athanasius, die geloofsbelijdenis van Nicea, of die wat 500 jaar oud is, die Heidelbergse Katekismus, die Nederlandse geloofsbelijdenis, of die Dordtse leerreëls. Sal dit nie daar kry nie. Dit het nie bestaan nie. Mense het nog nie eers daaraan gedink dat jy daai woord so moet lees nie. Dan kan jy vir jouself verder vra, maar goed, die belangrikste is, het mense die redenasie, dit moet net in die Bybel wees. Daar's een woord in 1 Tessalonisense 4 vers 17 wat op daardie manier verstaan word as dat daar's 2 wederkomste, mense word in die geheim weggeruk, kom daar enige iets van dit in die Ou Testament. Nou moet jy onthou, een van die tekens van dwaling is dat daar is by jou 'n verwarring tussen die Ou en die Nuwe Testament. Jy kry inderdaad die term in die Ou Testament van die dag van die Here. Dis die dag van die Here se oordeel en die dag van die Here se redding. Jy sal dit by al die profete kry. Maar wat jy nie by hulle sal kry, is enigstens 'n idee van 'n wegraping nie. Die dag van die Here word weer gebruik in die Nuwe Testament binne die konteks van die wederkoms. Dis die enigste manier. So daar is nie eens 'n Oud Testamentiese verwysing daarna. Daar is nie eens 'n aanduiding daarna nie. Daar is nie eens 'n woord daarvoor nie. So broer en suster, waar kom dit vandaan? Tannie Margaret MacDonald in 1830 op haar siekbed het gesê, sy is oortuig daarvan, daar's 'n wegraping. En daar het dit begin, in 1830. Met ander woorde, dit is so 'n paar jaar voordat die groot trek begin het. Dis waar dit begin het. En van daar af het hulle daai enkele woord in 1 Korintiërs 4, vers 17 het hulle dan so begin verstaan. Nou, mense wat glo in die wegraping
het die Griekse woord harpazo al gehoor en hulle pluk hom vinnig uit. Nou die woord harpazo word 14 keer in die Nuwe Testament gebruik. Ekskuus, ek het iets vergeet. Ek kom agter, mense dink dat die 1000-jarige vrederyk en die wegraping is dieselfde ding. Dis nie dieselfde ding nie. Mense wat glo in die 1000-jarige vrederyk, glo nie noodwendig in die wegraping nie. Ons het mense wat glo in die 1000-jarige vrederyk. Ons het 'n bepaalde akkommoderende verstaan teenoor mekaar in die gereformeerde kerke oor die 1000-jarige vrederyk. Dit is nie die wegraping nie. Gemeentes soos Lindley en Steinsrus en baie ander kerke in die Oos-Vrystaat ken Chiliasme. Moenie die goed verwar nie. Dis nie dieselfde ding nie. Asseblief nie. Goed, kom ons keer net terug na die woord harpazo toe. 14 keer, dit word net 1 keer gebruik. In 1 Tessalonisense 4 vers 17 op hierdie manier. Die woord harpazo word veral gebruik om te sê wanneer 'n dief skielik iets gesteel het. En dis weg. Dit is, en jy kan maar nagaan in die meeste woordeboeke, gaan dit omtrent een van die eerste 3 verklaringe wees, wanneer 'n dief iets gesteel het en dit is weg. Laat dit jou nie aan iets dink nie, broer en suster. Laat dit jou nie dink aan die apostel Paulus, wat as hy praat oor die wederkoms, lief is om die beeld te gebruik, dat die wederkoms is so skielik soos, en hy gebruik gewoonlik een van 2 beelde, soos 'n dief wat skielik in die nag verskyn om te steel en jy dit nie verwag nie, harpazo, met ander woorde, en 'n vrou in haar baringsnood wat deur haar geboortepyne oorval word. En ek glo, en as jy vergeet het, 1 Tessalonisense 4 vers 17 is natuurlik geskryf deur die apostel Paulus, so dit is deel van sy tipiese woordeskat. Dis broer en suster, nou moet 'n mens vir jouself sê, as ek nou kyk na die woord harpazo, en glo my, ek het dit ekstensief nagegaan. Jy gaan geen vertaling kry in Afrikaans wat die woord wegraap gebruik nie. Jy gaan baie ver soek om 'n Engelse vertaling te kry wat dit doen, en daardie Engelse vertaling wat jy gaan kry wat dit doen, is gewoonlik 'n parafraserende vertaling. Met ander woorde, dit is nie 'n baie geagte vertaling nie. So wat beteken harpazo? En ek het nou nagegaan in 'n klomp woordeboeke. Dit beteken in die eerste plek, dit is 'n besluit van God. Dit beteken dat God ons nie net nooi nie, maar dat God ook neem. God kan nie weerstaan word nie. Mense word saamgeneem. Die rigting waarin hulle geneem word, volgens 1 Korintiërs 4 vers 17, is die wolke. Dit veronderstel 'n fisiese plekverandering. Met ander woorde, dit is ook Christus gesentreerd. Ons gaan in die wolke om hom te ontmoet. Dit is 'n persoonlike ontmoeting met 'n Christus wat jy ken. Daar is geen sprake van 'n eerste en 'n tweede ontmoeting nie. Dit is nie daar nie. Dit staan nie daar nie. Daar is nie sprake daarvan nie. As ek vir u sê, daar is sprake van 1 en 2 wederkomste, dit is nie daar nie. Dit is nie in die teks nie. Ek kan vir jou in die Grieks wys. So jy vat die Griekse woord harpazo, wat sê alles geskied in terme en volgens wat God wil, sy tyd, sy wyse, sy rigting, en jy gaan verstaan dit op 'n manier wat jy dit wil verstaan. Nou vra jy vir jouself af, maar jy kry dan mense wat ook sê dat hulle dominees is, wat dieselfde of wat soortgelyke geleerdheid het van Grieks. Nie almal se Griekse kennis is dieselfde nie, dat ek dit ook nou vir jou sê. Party mense kan hoogstens 'n interlineair gebruik. En as jy dan gaan kyk na hoe hulle met die woord harpazo werk, dan kom jy agter die ander boek wat hulle graag gebruik, is Openbaring.
kan uitkom by 'n harpazoon wat 'n wegraping word. Maar as jy net een boek van die Bybel het om aan te haal, en dit is Openbaring wat jy op hierdie wyse gebruik, en daar is nie 'n deurlopende lyn van Ou Testament, Nuwe Testament, en die bevestiging van verklaringe van duisende jare nie, dan is die kans dat jou verstaan van Openbaring nie water gaan hou nie. En dit is die probleem. Nou kom ons kyk gou daarna, in detail. So vra jouself af, is dit regtig dan in die Bybel? Of is dit Tannie Amy MacDonald, ek dink is MacDonald, 1830, wat maar gedink het, sy weet wat die woord beteken. Nou, as jy gaan kyk na al die Afrikaanse vertalings, dan praat die 53 vertaling van wegvoer, die 83 vertaling en die 2020 vertaling praat van opneem. Wat ook opvallend is, broer en suster, kyk 'n bietjie mooi saam met my, en ek het dit vir u probeer wys. Ek kan nie verstaan dat mense, die oomblik as jy met iemand praat oor die wegraping, dan wil hulle dadelik begin by harpazoon. Nou, ek het nou nog die hele tyd eintlik skrif met skrif vergelyking gedoen. Nou, skrif met skrif vergelyking is 'n verklarings, een van die beginsels waar volgens jy verklaar. Nou, as jy gaan kyk, dan begin daai gedeelte, die ander beginsel is konteks. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat lewe, wat agterbly. Paulus het die wederkoms verwag, en nou dink hy, hier is mense wat dink, maar wat gaan gebeur as ek nog nie dood is nie en die wederkoms vind plaas? Wat agterbly tot die koms van die Here. Daai is die wederkoms. Dit is nie 'n eerste koms en 'n tweede koms nie, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. So hy sê, die wat reeds dood is. Ons is nie voor die wat reeds dood is nie, omdat ons op daai oomblik nog leef nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met trompetgeskaal, met ander woorde, wat is die onderwerp? Die onderwerp is duidelik die wederkoms. Dis tog waaroor hy hier besig is om te praat. Hy is besig om te praat oor die wederkoms. Nou beskryf hy, hoe gaan die wederkoms plaasvind? En dan sê hy uiteindelik, uit die hemel afkom en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die wat met ander woorde in Christus geglo het, die Here sal hulle opwek. Daarna ons wat lewe en oorgebly het. Met ander woorde, die wat reeds dood was, staan op. Ons wat nog lewe en oorgebly het, sal saam met hulle in die wolke opgeneem word. Waar is die wegraping? Waar op dese aarde is die wegraping? Dis nie daar nie. Jy lees dit in, as jy dit doen. Dis, geliefde broer en suster, en dit is in lyn met wat die apostel Paulus gesê het, ek dink julle moet hom los. Dit trek net die mense se aandag aan. En dit is in lyn met 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 51 tot 54, en ek doen die moeite om dit vir u te lees. So as jy glo in die wegraping, is absoluut daarvan oortuig. Jy is baie welkom om na die tyd met my daar te kom praat, maar kom wys vir my, waar is dit? Want daar in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54 staan, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Hy het nie gedink dat hulle gaan doodgaan nie, van hulle gaan nie doodgaan nie, dit gaan nog in hulle leeftyd wees. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, ons het hom gehad, merk hom, 1 Korintiërs hoofstuk 4, want die bassein sal weer klink, is presies wat hy sê. So, is dit 'n geheim? As daar toet, 'n trompet blaas, waar is die idee van dis 'n geheime wegraping? Daar's trompette wat blaas. Daar's 'n trompet wat blaas. Dis in 1 Korintiërs 4 ook, dieselfde ouens wat 1 Korintiërs 4 vers 17 aanhaal, sê dis 'n geheime net wegwees, volgende oomblik is iemand weg. Daar's trompette wat weer galm van die hemel af.
Daar's 'n trompet wat bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opwek en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflikheid met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Dis broer en suster, weer eens, daar is soveel goed wat ek vir u kan wys rondom die wegraping wat dood eenvoudig net nie kan sin maak. Dis nie daar nie. Of dit word ingelees, daar word gesê, dis 'n geheim. Duidelik is dit nie 'n geheim. Waar kom die idee vandaan in die Bybel? In die Bybel, dat die gelowiges vir 'n spesiale gunsie gaan weggevat word voor die groot verdrukking. Gee vir my 'n teks. Ek lees presies die teendeel in die Bybel en ek sien presies die teendeel in my lewe. En dis waarom ek vir u Openbaring 3 vers 10 tot 11 gelees het. Daar staan, en dit gaan hieroor, omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Sal ek jou ook bewaar. Nou daai woord bewaar beteken die Here sal vir ons sorg, hy sal ons oppas. Nou daai woord kan beteken hy bewaar ons in hierdie wêreld of buite hierdie wêreld. Maar wat sê die res van die Bybel? Hy sal ons vashou in of uit. Dit is nou die vraag. Dan kom ek vat nou maar die Ou Testament. Micha 4 vers 6 tot 7. Daardie dag sê die Here, sal ek die wat krepeel is bymekaar maak, sal ek die wat verstrooi is vergader en ook die wat ek met rampe getref het. Micha 4 vers 6 en 7. Jy gaan lees die hele klaagliedere van Jeremia. Dis die Here wat sê, ek het dit gedoen, en dit was nie goeie goed wat met hulle gebeur het nie. Maar die Here sê, jy het my belofte dat ek jou sal bewaar, ek sal jou vashou. Matteus 24 vers 9. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Matteus 24 vers 9. Die Here sê, hulle sal aan julle die volgende doen. Hulle sal julle verdruk, hulle sal julle doodmaak, hulle sal julle haat ter wille van my naam. Dis die woorde van die Here Jesus, nie van 'n tannie in Amerika in 1830 nie. Ek glo die Here Jesus. As die tyd van die groot verdrukking kom, is daar nie dat die Here ons gaan wegraap, wegruk, wegsteek. Hy sal vir ons sorg en hy sal ons bewaar. Dis die woorde wat hy gebruik. Daar's 'n ingrypende probleem wat jy het met hierdie idee van jy word weggeraap om vry te spring. En dit is wat word van die gebed van die Here Jesus in Johannes 17. Dis sy hoë priesterlike gebed net voordat hy uiteindelik na die kruis toe gaan, dan bid hy, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. En die bose, hoekom het hy ons dan geleer, die Here Jesus, nie die tannie van 1830 in Amerika nie. Hoekom het die Here Jesus ons dan geleer, julle bid altyd, bewaar ons van die bose. Dis presies in lyn met wat hy gebid het in Johannes hoofstuk 17. So daai woord bewaar binne die konteks van Openbaring 3 vers 10 kan net een ding beteken. Hy gaan ons bewaar in die swaar kry. Ons het nou gehoor van diep gelowige mense wat slegte diagnose gekry het. Maar die Here gaan hulle dra, die Here gaan vir hulle sorg. Daar al baie slegte dinge in jou lewe gebeur, ja, daai het.
Die geskiedenis van Israel, is dit alles maanskyn en rose? Nee, hulle kom deur 'n woestyn, hulle gaan deur ballingskappe. Maar die Here bewaar hulle en die Here sorg hulle. Dit is waar die troos eintlik lê, dis hoe groot God is en dit is hoe getrou hy teenoor ons is. Dis broer en suster, daar is soveel dinge aan hierdie hele ding van die wegraping wat net nie in die skrif staan nie. Dis nie 'n geheim nie. Dis nie 'n spesiale guns wat aan jou gedoen word en sodat ander mense nog tyd het om tot bekering te kom nie. As die ware gelowiges dan nie hier is om die evangelie te verkondig nie, wie gaan die evangelie aan hulle verkondig sodat hulle in daardie tyd tot bekering kan kom? En as jy begin sê, maar wag 'n bietjie, die Here gaan 5 los, daai arme 5, wat sê hulle vir hulle self? Ons was nie goed genoeg vir die wegraping nie. O ja, wag 'n bietjie, daar's 'n redelike ingrypende probleem daarmee. Dan beteken dit ek verdien my wegraping. Dit is 'n totale negering van die evangelie, van redding uit genade uit. So ek kan vir u besig hou tot môre toe heeldag toe. As ek in 'n winkel stil bly as mense oor die goed praat, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek ag dit net nie om hierop te antwoord nie, want daar is nie iets wat jy hieroor kan sê nie. Daar is nie 'n skrifargument wat kan kom nie. Ek kan nie eers die ding verstaan nie. Want dit is nie daar nie, ek lees dit nie daar nie. Dit bestaan nie. Daar is die verstaan van harpazo is nie korrek nie. Nou kom ons kom dan nou maar by Matteus 24 vers 40 tot 41. Dan sal daar 2 op die land wees, een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word, 2 sal by die meelemaal, een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Wel broer en suster, hoor mooi wat ek sê, dat in die woorde van die Here Jesus, en ek maak nie daai onderskeid nie. Ek probeer nie sê, daai red letter Bibles, blue letter Bibles is beter Bybels, omdat die woorde van die Here daarin in rooi of in blou of in wat ook al is nie. Wat ek wel sê is dat die Here Jesus het nooit die woord harpazo gebruik nie. Hy het Aramees gepraat, so dit is vertaal deur Matteus, Markus, Lukas, Johannes, in Grieks. Maar hulle het nie eers 'n Arameese woord by hom gehoor wat harpazo word nie. So as hy hier praat, as hy daai woorde sê, dan kan ek vir u kategories sê, hy praat van die wederkoms. En hoe werk dit met die wederkoms? Inderdaad, net soos in Noag se tyd, mense sal besig wees met hulle werk. Daar ergens op die aarde gaan mense werk, en 2 mense sal langs mekaar werk, en die een is 'n gelowige en sal gered wees, en die ander ene sal verlore gaan. Dis dood eenvoudig wat daar staan. Om daai teks te probeer gebruik as 'n bewys van 'n verstaan, 'n totale vreemde verstaan van 'n Griekse woord, een Griekse woord, in een vers, wat jy, hoe daai apostel daai woord, of daai gedagte altyd mee werk, is, jy is besig om te probeer visvang in die woestyn. As ek dit vir jou so kan sê. Ek is jammer oor dit wat met Dani Botha gebeur het. Maar Dani Botha het vir homself 'n probleem geskep toe hy nie meer geluister het na die Bybel. Ek lees vir julle nog een deel en ek sluit af. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Dis die oomblik nadat die Here Jesus na die hemel opgevaar het. As daar 2 komste was, dink u nie die engele sou vir hulle gesê het, en dink nou hoe intelligent 'n mens is. Hoeveel goed kan jy onthou? So die Here hou dit baie eenvoudig. Dan sou die engele vir hulle gesê het, luister, disippels, kom ek verduidelik vir julle mooi, daar gaan 'n eerste koms wees, en dan gaan daar 'n tweede koms wees, net voordat dit baie swaar gaan. En die Here gaan julle kom haal, en of die gelowiges wat op daardie stadium lewe, en dit gaan 'n geheim wees. Net julle sal daarvan weet. Is dit wat daar staan? Daar staan, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom in die hemel sien wegvaar het.
Dis presies wat jy kry in 1 Korintiërs hoofstuk 4. Dis presies wat jy hoor by die Here Jesus self in Matteus 24 en 25. Dis wat jy lees in Openbaring. Daar is 'n wederkoms. Daar is nie sprake van 'n eerste en 'n tweede koms en van geheimhouding nie. Ek meen daar word gepraat van trompette en bassyne. Gaan kyk werklik weer daarna, broer en suster, dit is jammer dat die wêreld spot nou met die wederkoms van die Here. Dis op Dani Botha se gewete. Ek hoop werklik, en ek probeer nie oor die man oordeel nie, maar ek sê vir u wel, dat as u na hom luister, luister u nie na iemand wat die skrif aan u uitlê nie. Amen. Kom ons sing saam. Skrifberuiming 7:1 vers 3. Hy sal nou met 'n eysterstaf sy vonnis oral streng en straf, met oordeelsdaad bekragtig. Hy trap die paarskyp met sy voet en oordeel in geregtigheid. Die Here is God almagtig. Met bloed geverf en op sy wat heil verwerf, staan daar in naam der Here. Die oorlog het die pleit beslis, dat hy die hoogste koning is, die Heer van alle Here. Baie dankie. Ag Nicolien en Jan, ek weet dis die hele skuld nie. Behalwe die Zoom sit hom vir my heeltemal af. Net die Zoom bly aan, hoor. Ons gaan iets anders te sing. Ons lees saam, broer en suster, 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Hier skryf Paulus oor die wederkoms. En kyk nou die beelde wat hy gebruik. Kyk nou of dit waar is wat ek vir julle gesê het in die eerste preek. Oor die tye en geleenthede, broer, dit nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want jy weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief kom. Wanneer hulle sê daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. Dink nou aan Matteus 24, van die twee mense wat saamwerk, maar julle broers is nie in die duisternis, sodat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Julle is immers almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar waaksaam en nugter wees, want hulle wat slaap, slaap snags, en diegene wat hulle drink, doen dit snags. Laat ons wat van die dag is egter nugter wees, nou dat ons die borsplaat van geloof en liefde en die helm van die hoop op verlossing aangetrek het, want God het ons nie tot veroordeling bestem nie, maar om deur die Here Jesus Christus verlossing te verkry. Daar's alles. Al die beelde wat ek vir julle gesê het. En 'n dief harpa so, hy neem jou goed weg. Hy gryp dit en hy vat dit weg. Goed. So dis interessant, dis 'n negatiewe beeld, nê, wat gebruik word. Goed, so dan Matteus 25, ek is nou klaar met die wegraping. En dis onnodig om 2 preke oor iets wat 'n duidelike dwaalleer is te spandeer. Ek kom by die positiewe. Die gelykenis van die 10 meisies, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 was verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olie met hulle saamgeneem nie. Die verstandiges het egter saam met hulle lampe ook olyfolie in houers geneem. En omdat die bruidegom getalm het almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep,
kyk, hier is die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe het al daar die jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê, gee vir ons van julle olie, want ons lampe is besig om dood te gaan. Die verstandiges het egter geantwoord, dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, gaan eerder na die verkopers en koop julle eie. Terwyl hulle die olie gaan koop het die bruidegom opgedaag, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees, en die deur is gesluit. Later kom die ander jong meisies toe ook daar aan en roep, meneer, maak vir ons oop, maar hy antwoord, amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Dit was nie net Dani wat dit gedoen het nie. Baie mense in hierdie dorp het dit ook gedoen. En dit is ook nie die eerste keer mense wat nie glo in die wegraping nie, maar wat wel gedink het hulle kan die wederkoms voorspel, soos byvoorbeeld die Jehovah getuies, gee dit vir hulle. Hulle glo daarom nou nie in die dwaalleer van die wegraping nie. Het in die 1800s 'n paar keer die wederkoms voorspel, met natuurlik die verwagte uitkoms. En 'n mens sou dink dat hulle na die eerste keer hulle les geleer het, maar hulle het dit so 3-4 keer daarna nog gedoen, met die verwagte uitkoms. Wat is die probleem met mense, dat hulle wil 'n enkele woord vat, en dan wil hulle gaan begin kyk wat hulle dink hulle in die is, byvoorbeeld so, of enige ander woord, maar hulle lees nie wat die Here gesê het nie. Hy sê, niemand weet nie. Hy praat van een wederkoms. Ek meen, hoekom wil ons, dink ons is slim? Dink ons nou, die Here gaan vir jou iets kom sê, wat hy nie in die Bybel gesê het nie. O ja, maar dan is jy besonder spesiaal. Jy's fantasties. Daar was 'n dwaling, nee, kyk, daar's nie nuwe dwalings nie, daar's net ou dwalings. Daar was natuurlik ook Christene in die vroeë Nuwe Testamentiese kerk wat presies dieselfde gedoen het. Jy kan van hulle gaan lees, veral in 1 Johannes. Dit was die dwaling van die gnostiek. En die woord gnostiek is 'n snaakse woord, maar dit is die Griekse woord gnosis. Gnosis is kennis. Die ouens wat dink hulle het kennis, die ouens wat dink hulle het geheime kennis. Die Here Jesus sê, jy weet nie. Hy sê, die Vader het nog nie vir my gesê nie. Hoe werk dit? Ek meen, dit breek altyd my brein. Dit is die drie-enige God, en die Here Jesus sê, niemand weet nie. Die gerubs wat sy troon dra, weet nie. Maar Dani weet, en jy weet, en 'n paar ander mense weet. Ek kan dit nie verstaan nie. Dis dwaasheid. Dis loutere dwaasheid. Jy gaan jou vasloop. Goed, ek dink wat baie belangrik is, broer en suster, dat die Here Jesus is met Matteus 25, 24, 25, is hy aan die einde van sy bedieningstyd. Hy is besig hy's op pad na die kruis toe, en hy praat met sy disippels en sy kerk oor die dinge wat aan die einde gaan gebeur. En dit is dinge wat alle mense gaan raak, en wat hy eintlik probeer sê is, in eenvoudige taal gesê, daar is 'n verskil tussen mense. Dis nie 'n kleurverskil nie, dis nie 'n harekleurverskil nie, dis 'n verskil wat God in hulle harte sien. Daar is gelowiges en daar is ongelowiges. En die gelowiges is gered en die ongelowiges nie. Jesus se koms sal onverwags wees, en niemand sal, en nie almal sal gereed wees nie. En die vraag is nou, is jy gereed? So, almal sal nie gereed wees vir sy koms nie, en dan vertel hy 'n gelykenis. En die geheim van die gelykenis is, jy moet raak sien dat hulle was almal genooi. So hierdie is kerkmense. Dis 10 meisies. Hulle was al 10 genooi, en in die kerk
gaan jy hierdie verdeling sien. Klomp mense wat genooi is, wat nie gaan gereed wees nie. En dis hoekom ek vir jou baie ernstig vra, is jy gereed? En met gereed bedoel ek, verwag jy die wederkoms van die Here. Moenie die fout maak om te luister na voorspellers nie. Die huwelik in daardie tyd het in fases verloop, en ek het besef, ek self moes maar gaan kyk eers hoe is die huwelik in daai tyd gesluit. Nou, ek weet nie, 'n huwelik in daai tyd het uiteindelik 'n jaar gevat om die huwelik fisies te sluit. Die eerste deel van die huwelik was onderhandelings tussen die bruidegom en sy pa en die meisie se pa. Daar het hulle ooreengekom dat hier gaan 'n huwelik tussen die bruidegom en die bruid plaasvind. As hulle dan ooreengekom het, dit was fase 1, dan kom fase 2. Fase 2 was nou raak ons verloof. Dis 'n jaar voor die tyd. By daai geleentheid kom die bruidegom en hy gee geskenke vir die bruid en vir die bruid se ouers. Dan daarna kom hulle ooreen, en baie keer was daar ook 'n dokument dat hulle sê, ons is nou verloof. Hulle trek nie by mekaar in nie, hulle bly nie by mekaar nie, hulle is doeteenvoudig net verloof. As een van hulle in daardie tyd sou doodgaan, voordat die huwelik gesluit is, dan is daai persoon 'n weduwee of 'n weewenaar. Dis die krag van 'n verloving gewees. Jy was nie ongetroud nie, jy's 'n weduwee of 'n weewenaar. In ander woorde, jy het nog nie die formele huwelikseremonie eens gehad nie, maar jy het wetlik die status gehad van 'n verloofde persoon wat amper is soos jy was getroud. Nou dit is wat met Josef gebeur met Maria, toe hy sien Maria is swanger, verstaan julle Josef se dilemma. Ek praat nou van Josef, die vader, die pa van ons Here Jesus, die aardse pa van ons Here Jesus. Dan na 'n jaar is daar 'n huwelikseremonie. Met daardie huwelikseremonie gaan die bruidegom en sy vriende op daardie afgesproke dag, hulle gaan na die huis toe van die bruid om haar te gaan haal by haar pa en ma se huis, en hulle vergesel haar in 'n stoet van mense na die plek toe, gewoonlik die bruidegom se huis, waar hulle die fees het. En ek het al vertel van hoe dit daarna volgens reëls gewerk het. Daar moes bewyse gewees het wat aan haar pa en ma oorhandig is, dat sy 'n maagd is. Hulle het dit gehou, hulle het dit gebeere, dat as daar ooit 'n saak kom, dan is daai bewysstuk uitgehaal, daai kledingstuk, en behoed daardie man, as hy daai vrou vals sou beskuldig het. So, dit was die huwelikseremonie. Nou die Here Jesus vertel ons dit nie alles in die gelykenis nie. Dit is nie nodig dat ons dit alles weet om by die punt uit te kom nie. Ons weet dat hier die meisies was daar, hulle was genooi gewees, hulle is met ander woorde deel van die kerk van die Here gewees. Die middag vertrek die bruidegom om die bruid te gaan haal. Iets gebeur, en ek het myself dit so voorgestel, moontlik was daar die bruid toe hy daar gekom het nog nie gereed nie. En hy het daar gesit en hy het gewag en hulle het maar daar rond gestaan en bietjie was feestelik, maar sy is nog nie gereed nie. Dit loop nou tot die middernag toe. Dit het baie laat geword, voordat hulle kan vertrek na die plek toe waar hulle die fees gaan vier. En op pad soontoe, geliefde broer en suster, dan roep die mense wat in hierdie prosesie is uit, ons is op pad, ons is naby. En nou moet hierdie meisies reageer, en wat hulle gedoen het is, hulle vat hulle lampies wat werk met olyfolie, en die 5 verstandiges het ekstra olyfolie saamgevat, en hulle gooi nou dit in hulle lampies, steek hulle aan, hak hulle aan lang stokke, wat hulle bokant die prosesie kan hou, want daar was nie iets so straatligte in daardie tyd nie, en as deel van die feestelikheid vergesel hulle hier die hele prosesie en gaan saam met die bruidegom in die bruidegom se huis in.
Intussen tyd het die 5 onverstandige meisies agtergekom, ons het nie genoeg olie gebring nie, want ons het nie gedink hy gaan so lank vat nie, hulle was nie gereed nie. En nou wil hulle leen by die 5 verstandige meisies, en die 5 verstandige meisies sê vir hulle, ons is nie seker dat as ons vir julle gee, dit werk nie hier so dat ons vir julle kan gee nie. Ek kan nie vir jou 'n deel of 'n stukkie van my geloof gee en jy kan gered word nie. So as jy nie gebring het nie, het jy nie. Dan het jy nie voorsiening gemaak. Julle sal moet nou 'n plan maak. Hoopelik kry julle 'n winkelier wat vir julle sal oopmaak hierdie tyd van die nag en aan julle olie sal verkoop sodat julle het om ook in te kan kom. En uiteindelik weet ons broer en suster wat die uiteinde is. Toe hulle weer daar terugkom, hulle het blykbaar olie gekry, is die deur gesluit en die bruidegom sê, wie is julle? Ek ken julle nie. Want toe ons op aarde was, het julle nie gesorg dat julle gereed is nie. Julle het nie gereed geleef nie. Julle het gedink, julle is jonk, julle kan die lewe geniet, julle kan kuier, julle kan biljaar, julle kan karjakker. Die lewe is 'n fees, jy het baie tyd. Wat 'n tyd? Wat 'n baie tyd het jy? Wat 'n baie tyd het julle kinders? As die wederkoms van die Here vandag is, dan kry hy ons in die kerk. Maar hy sê selfs hier is almal nie noodwendig gereed nie. Daar was 10 meisies en almal was nie gereed nie. 5 was nie gereed nie en 5 was gereed. So waar kom jy aan die idee dat jy baie tyd het? Jy is daar in die boot daar, my vriend en my vriendin. Jy doen presies dieselfde. Wat doen jy anders? Jy dink jy kan voorspel wanneer gaan die Here kom. Want jy het baie tyd. Jy weet nie. Die Here sê, nie een van ons weet nie, maak seker dat hy nou die middelpunt van jou lewe is. Christus se koms is onverwags, soos 'n dief in die nag. En ek het al baie vir julle gesê, ek het gekyk, ek het in 2024 weer 1 Korintiërs hoofstuk 4 en 5 gepreek. Ek het nog nie gehoor van 'n dief wat 'n brief skryf en vir jou sê, dit sal gaaf wees, as jy die 25ste September nie by die huis is nie. Daar's 'n paar goedjies in jou huis wat ek nodig het. Ek gaan dit vir jou kom harpaso. Ek gaan dit vir jou kom wegraap. Ek gaan dit vir jou kom haal. Het jy al gehoor van 'n dief wat dit doen? Ek het nog nie daarvan gehoor nie. Diewe doen dit nie. As jy geweet het wanneer hulle kom, het jy voorbereidings getref, dat hulle nie kan kom en jou goed vat nie. En daarom is dit so belangrik dat 'n mens die tyd wat jy hier op aarde het, reg moet gebruik om werklik seker te maak dat jy een van die ware bruilofsgaste is. Anders is dit eenvoudig, as jy een van die wat hier sit wat dalk nie gered is nie. Daar is 2 mense wat saamwerk en een gaan saam met die Here en die ander een bly. Daar is 2 mense wat langs mekaar gesit het, 2 mense wat langs mekaar geslaap het. Dit het niks te doen met 'n wegraping nie. Dit het dood eenvoudig te doen met sorg dat jy gereed is. As jy 'n lou lewe leef, dan sê die Here baie duidelik in Openbaring 3 vers 15 vir die gemeente van Laodicea, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Wat doen jy vir die Here? Wat dra jy by? Waar is jy betrokke? Waar maak jy 'n verskil? Of het jy altyd die verskoning, ek het nie nou tyd nie. Ek sal eendag, as ek lus is, as ek geld het. Intussen tyd, veronderstel jy weet jy het nog tyd. Ek vra vir jou, dis baie reguit hierdie eenvoudige vraag. Dink jy dat jy gereed is as die Here kom? Maak baie seker, broer en suster, dat jy gereed leef elke dag van jou lewe. Om sy naam te ken en om in die kerk te wees, is nie genoeg nie. Kyk mooi wat sê die 5 onverstandige meisies. Hulle sê, Kyrios, Kyrios. Dis
Dis die woorde wat daar staan in die Grieks. Here, Here, die woord van Jesus. Jesus, Jesus. Ons ken die naam. Ons ken die naam. Hy sê, nee. Nee, ek ken julle nie. Julle het my nooit geken nie, julle het my naam geken. Maar julle het my nie geken nie. Ek ken julle nie. En hy sê dit uitdruklik in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, Kyrios, Kyrios, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. 'n Vriend van my, 'n goeie vriend, aan Johannesburg vra vir my Vrydag, hy sê, net 'n teoretiese vraag. As jy, hoe wys jy vir mense dat jy 'n gelowige is? En ek sê vir hom, dis eintlik maklik, dadelik. Dis vir my een woord. Liefde. Liefde. Jy lewe in liefde teenoor alle mense. Of dit mense is wat jy ken of nie ken nie, as jy 'n barmhartige Samaritaan moet wees, jy bewys liefde. Of dit die mense die naaste aan jou is, liefde. Dis wat die Here Jesus hier sê, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Is jy gereed? Is jy gereed om die Here te ontmoet? En jy moenie sê, ja, miskien is ek, verkeerde antwoord. Jy moet sê, ek weet, ek is gereed. Ek sien uit daarna om die Here te ontmoet. Amen. Kom ons dank hom. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord. U woord is kragtig, u woord is duidelik, u woord spreek ons aan. Ons het groot vreugde en blydskap in ons harte as ons dink aan die wederkoms. Ons vrees nie die wederkoms nie, ons weet dat u het u tyd en ons moet wag en daar is 'n rede waarom u ons laat wag, maar ons sien daarna uit. Ons Here wil gereed wees en as daar iemand is wat hier is, maar nog nie gereed is nie, Here help en lei daardie persoon. Here, ons bid ook vir Dani Botha, ons bid Here dat u hom ook sal dra deur hierdie tyd in sy lewe. Ons bid ook Here dat hy werklik sal terugkeer na u woord toe en werklik sal luister na wat u woord vir hom sê. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Broer en suster, daar voor die behoort 'n psalmboekie te wees, kry hom so lank in die hande. Ons gaan Psalm 100 sing. Psalm 100. En dan is daar 'n diens van barmhartigheid kollekte asseblief. Baie dankie, Abri. Psalm 100 is ook wonderlik gepas, broer en suster. Gaan deur sy poorte in met lof, met lofsang in sy tempelhof.
kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Dis vers 3. Ons gaan sing vers 1 tot vers 4 van Psalm 100. U kan maar staan. Juich al wat leef jy voor die Heer, den God met blydskap gee om eer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wy te wees, hanneer sy poorte in met lofsang in sy tempelhof, kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam, want goedertieren is die Heer, sy God uiteindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou al krag, tot in die laaste nageslag. Verhef u harte en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.